Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Hoe om 'n hegter verhouding met die Here te hê. En vandag se onderwerp is 'n baie interessante een. Hoe om die Bybel te bestudeer. Voor ons begin, kom ons sluit ons oor met ons saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou die voorreg het om die Bybel op te maak en ook te kan leer om die Bybel beter te kan bestudeer en deel van ons lewe te maak, Here. So ek bid asseblief dat die Heilige Gees sal stuur en ons verstand, ons gedagtes, gefokus en oop sal maak vir u woord. Dis my gebed in U naam alleen. Amen. Amen. En ons titelteks vandag kom uit Jesaja 55 vers 11. Sal jy dit vir ons kan lees asseblief? So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Amen. Kom ons sluit af. Dit wat die Here in sy woord beloof om te doen, sal gebeur. Ons hoef nie te twyfel nie. Ja. En met hierdie voorbereiding van hierdie les het ek nogal gedink, hoe spesiaal moet dit wees vir iemand wat nog nooit, nie as Christen groot geword het en nog nooit die boodskap van Jesus gehoor het nie. En dan vir die eerste keer as volwassene byvoorbeeld te hoor van die boodskap van die Bybel. Hoe besonder moet dit wees? En dan aan die ander kant, wat 'n voorreg om daarmee groot te word, om van jou kinders dit as jou fondasie te hê. Ja, so, wat is jou hegting, of wat is die hegting aan jou Bybel, jou fisiese Bybel? Ek is 'n baie sentimentele persoon. So, enige iets, ek dink deel daarvan is omdat ek baie dinge kan onthou. Goeie geheue het. In sekere... Tot my spyt. Ja, in 'n sekere mate, met sekere dinge in die lewe. Maar, ja, ek weet nie, as ek na my Bybel, daar's net soveel herinneringe en ervarings wat jy deur gegaan het, en dan weet jy, as jy daai teks het jy op daai stadium gelees, en dit het daar gebeur, en ek weet nie, so dit is, so ek het verskillende, ek het baie Bybels. Ek weet. En so elke Bybel het 'n storie. Ek weet. So jy het by hierdie vraag gevra en die hele dag besig met die antwoord. Maar vir my is dit soos, as ek my Bybel vat, ek weet waar om die verse te soek. Enige ander Bybel. Jy hoef nie te soek nie, jy hoef dit op te maak. Letterlik. Soos, En jy weet al klaar, jy kyk links onder, en dit is, ja, ek weet presies waar wat dit is gekom, so my Bybel, so ek het seker so 3 of 4 Bybels gehad, soos ek ouer, of soos as van kind af en so voort. En ek het hulle so geken, nee? Maar toe het ek myself forceer, ek gaan 'n ander Bybel kry, dat ek myself net kan forceer, want ek is so gewoond, ek hoef nie te soek daarvoor nie. Jy weet, ja. Soos mense is letterlik, en ek maak letterlik net oop en ek sta. Ek weet, dis hoe dit werk. Dis uncanny amper. Maar, door een dag, toe vergeet ek my Bybel by die huis, en ek het letterlik gegaan om by iemand 'n Bybelstudie te gee. Dus dit is baie snaaks, eintlik, as jy dan dink. Jy gaan vir iemand 'n Bybelstudie vergeet, jy vergeet jou Bybel. En ek vra toe vir die tannie, kan ek tannie se Bybel gebruik? Nee? En sy sê, ja my kind, en ek maak haar Bybel oop, en ek het soos geen klou waar ek is nie. Dis presies, ja. En ek het op my oomblik, ek maak hom oop, en ek soos, dit voel vir my nie eers soos 'n Bybel nie, het voel soos 'n ander boek. Ja. Ek weet wat ek om te doen nie, en ek moet nou Bybelstudie gee, wat ek heeltemal totaal al voorbereid in my Bybel, want ek nie papier gehad wat ek gebruik nie, alles is in my Bybel, en ek bid en Here help my. Nee, en dit het alright gegaan, maar dit was, en toe dink ek dink ek moet myself bietjie uitdaag. Ja. Kry 'n nuwe Bybel, en leer net iets nuuts. Maar ek dink ons gaan so 'n bietjie weg van die pad onderwerp, af. ja. Maar ja, dit is 'n interessante vraag. Ek dink net dat 'n mens, die rede hoekom ek dit vra, is want baie keer dink ek ons het 'n hegting aan die boek meer noodwendig as die Bybel se boodskap en die outeur daarvan. En dit is hoekom want ons is geneig om creatures of habit te wees. En ons, soos daai familiarity, skies in Afrikaans, maar al hierdie Engels woorde is wat nou oppop. Maar dit is regtig wat my net bygeval het, dat ons tema om 'n hegter verhouding met die Here te hê, is regtig iets wat ons die fokus by hom moet hê, en nie op die fisiese boek. Ek dink nie dat dit is 'n probleem om
lief te wees vir die fisiese boek wat jy het. Dit net nie, dit oorskry. Maar ja, dit gaan nie soseer oor die fisiese boek as oor wat dit gaan oor die outeur nie. So ek wil net een ander gedagte. Daar is 'n leenagtige gedagte dat die Bybel is nie vir die gewone mens nie, maar vir die geleerdes, vir die dominee, vir die predikant, vir die ou wat teologie gaan swat het. Die Bybel kan nie verstaan word of interpreteer word of enigiets deur die Jan Rapp en sy maat. Dit is baie interessant dat jy nou dit noem, want toe jy dit noem, onmiddellik spring my gedagtes terug aan die middeleeue. En het gaan terug na 'n tyd waar die Romeinse kerk dit so gemaak het, dat net die geleerdes, sekere geleerdes, nie eers almal nie, maar meeste van hulle, of 'n sekere groep van hulle, toegang gehad het tot die woord van God. Ja, toegang, nie eers, En dit is nie net van, jy kan nie regtig verstaan nie, dit is net hulle toegang gehad. Het was amper soos 'n onwettig dat jy die Bybel kon gehad het. En so dis waar my gedagte na spring. Maar dan dink ek, uit daardie het die hervormings uitgekom. En het die protestante uitgekom, waar al die protestante kerke wat ons vandag het daar uitgekom, maar toch op 'n manier het ons nou teruggeval amper in daardie selfde slaggat. En dan gedagte, dat dit is net sekere mense wat die Bybel regtig kan, ordentlik kan bestudeer en kan verstaan en kan verduidelik en sovoorts. En so dis eintlik hartseer as jy daaraan dink, want dit is nie waar die protestante vandaan kom, die hervormers kom letterlik van hulle het 'n probleem gehad met daai stelsel. En ek dink dit is, as Christen is dit ons plig om die Bybel te lees en te ken. Dit is nie die dominee se verantwoordelikheid om vir jou die Bybel te leer nie. Dit is interessant dat jy nou dit noem, want op dit, ek dink in die krantenprogram laasweek met Dr. Fikker gepraat daaroor, dat daar was 'n man wat gepraat het en gesê het, dat hy het genoem en gesê, dit is die dokter se verantwoordelikheid. Jou gesondheid is jou dokter se verantwoordelikheid en nie joune nie. Nee? En ek sê, jy weet, waar val die ou uit? Jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. Jou eie verantwoordelikheid. Ja, jou dokter kan jou help en jou raad gee, wat ook al dit mag wees, maar is nie net die dokter wat jy kan raad gee nie. Ek bedoel, jy kry baie verskillende mense wat in verskillende, soos byvoorbeeld, jy kry 'n biokinetikus, wat jou ook kan help met jou gesondheid. Jy kry iemand wat werk met dieetkundige, wat ook al mag wees. Almal kan vir jou raad gee en jou help, maar dis jou verantwoordelikheid. En wat jy daarmee doen. Verstaan jy? Jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. Net soos jou ewige lewe. Absoluut. Jou verantwoordelikheid. Jou geestelike lewe is jou verantwoordelikheid as persoon, nie 'n dominee of jou predikant of die ouderling of die diaken of enigiets soos dit nie. Dis joune. Jy gaan nie eendag staan voor God se troon en sê, maar daar's die dominee, praat met hom, nie met my nie. Dis nie hoe dit werk nie. En so ons moet verantwoordelikheid vat vir ons geestelike lewe. Ja. So, hoe om die Bybel te studeer? Te bestudeer. Eerstens moet ons tyd maak daarvoor. Dit gaan nie net gebeur van self nie, want die lewe is besig en die duiwel gaan ons besig hou. So wat jy eintlik sê is, ons kan maklik nou praat oor hoe om die Bybel te bestudeer en ons moet dit doen en sovoorts en dan sluit ons die program af en dan bye-bye. Nee, dit moet prakties wees. Maar as jy nie die tyd het om dit te doen nie, of die tyd maak om dit te doen nie, dan help dit nie. So ons begin by die begin. So ek het een keer iemand hoor sê dat kinders spel liefde T-I-D. Tyd. Ons moet tyd in die woord spandeer. Wat het jou dogtertjie vandag vir jou gevra? Sal nie met my tyd spandeer. Ja, nee, kyk. So, om met iemand tyd te spandeer is die hoogste waarde wat jy vir hulle wys dat jy vir hulle lief het. En ek weet daar is nou die 5 liefdetale en mense gaan nou anders voel oor 'n ding, maar elkeen van hulle is waardeloos sonder die tyd wat jy spandeer om iemand te leer ken. Ja, daar's iemand wat kwaliteit tyd spandeer, beteken dat ek jou in die oë moet kyk om met jou te praat. Dis nou jy. Ek kan tyd spandeer met jou en ons kan wortelskil en wat ek al doen saam. Ja, ek sien nie dit is tyds van nie. Ek weet jy doen nie. Maar nou ja, die punt is
jy moet nog steeds tyd spandeer om iemand te leer ken. So, in die boekie Skrede van Christus staan daar, min is die voordele wat mens uit 'n hastige lees van die skrif put. Jy kan selfs die hele Bybel deurlees en steeds nie daarin slaag om die skoonheid daarin raak te sien of om die dieper en verborge betekenisse te verstaan nie. En dan so 'n vers in Handelinge 17:11 wat my inspireer. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge wat vir hulle vertel was, so was. Ja. So ons kan nie net luister wat die predikant sê, of 'n preek, of 'n Bybelstudie, of wat ook al nie, ons moet self vir ons gaan kyk. In elk geval, dis daai persoonlike verantwoordelikheid waaroor ons gepraat het. Maar, vir iemand wat dalk nie die voorreg gehad het om by hulle ouers te leer, hoe om Bybelstudie te hou nie, kan mens dalk oorweldig voel, waar begin 'n mens? Ek lees en ek verstaan nie. So, waar begin ons dan? Interessant. Ek gaan nou 'n voorbeeld vir jou gee, Okay. voor die verder gaan. So, ek het die eendag met iemand gepraat, so ons almal weet, ek seker van die kykers weet, dat KI of AI is soos die ding wat in die wêreld, soos in seker die mees populairste onderwerp op die oomblik in die wêreld, want dit gaan net so vinnig vooruit. Besighede, waar ook al dit mag wees. So ek het eendag te praat met iemand en ek vertel toe, weet, ek het AI gebruik vir 'n spesifieke projek en alles, en hulle sê, ja, AI is eintlik net maar nonsens, want hulle sukkel met dit en dit werk nie altyd lekker en so voort. En ek vra toe die persoon, soos in, het jy al vir AI gevra hoe jy AI moet gebruik? Ek dink weet, ek het nie eens aan gedink nie, okay? En hulle sê, nee, hulle het nie aan gedink nie, soos wat julle sê. Dis wat ek gedoen het. So ek het letterlik vir AI gevra, so luister hierso, dis wat ek wil doen. Nee? Maar ek gaan jou nou miskien dit op 'n dom manier vra om dit te doen, en dan gaan jy vir my dom manier antwoord. So sê jy vir my, hoe moet ek dit vir jou sê, sodat jy vir my 'n goeie antwoord kan gee? Nee? En dit wat ek teruggekry was soos 'n ongelooflik verby. Nee? Jy kon dit nie glo nie. En ek dink dis dieselfde wat jy nou hierso vir my ons gaan begin, die eerste punt. Dus hoe doen ons Bybelstudie? Waar begin ons? Met gebed. So ons praat met God. Ons praat met die een wat ons eintlik studeer. Die een wat ons graag wil leer ken. Kom ons vra hom om ons te help. Om dit te bestudeer. Net so. Hy wil homself aan ons openbaar. En hy kan daardie begeerte in ons hart sit en versterk om met hom tyd te spandeer. Want baie keer as jy sukkel met 'n ding, dan weet jy moet, maar jy wil nie. Op 'n manier. Ek weet, dit is daai kognitiewe dissonansie van die sondige natuur. Ja, ek dink dit is deel van die sondige natuur, ja. Ja. So ons moet dan kies, ons moet dan 'n tyd kies wat ons werklik eenkant kan sit. As jy 'n werkende persoon is, staan dalk 'n bietjie vroeër op. As jy kinders het, dalk moet dit wees as hulle in die bed is in die aand, of dalk ook weer eens vroeg opstaan as jy kinders wat jonk is dit nie altyd van waarde nie. In elk geval, elke fase van die lewe, die Here sal jy ook lei. Ons moet nie bang wees of verskonings maak nie. So ons kan ook krag vir die vroeër opstaan vir mense wat nie oggendmense is nie. Ons kan krag bid daarvoor. En as jy afgetree is, wat 'n voorreg om dalk meer as een keer deur die dag dit te kan doen. En miskien in 'n langer tydperk. Ek weet my ouma, met baie keer dan sit sy in die dag en sit sy net Bybel lees. En ek is so wow, dit moet amazing wees. Ja. En ek dink as ons hemels gesind is, sal dit ons verlange wees om meer daarvan te hê. En aan die ander kant, as ons meer van dit het, sal ons meer daarvan wil hê. Maar as meer van die wêreldse junk food vir ons breine het, dan gaan ons verslaaf wees daaraan en lekker gesonde kos gaan nie so smaaklik wees nie, want ons smaak is soos daai, bring my terug aan die lemoen en donuts toe, maar in elk geval. Ja, ek dink ook deel daarvan is dit wat in die wêreld is en dit wat om ons aan die gang is. Die vyand wil enigiets gebruik om ons tyd, ons praat nou van tyd hierso, né?
heeltemal gevange te hou, sodat ons nie die tyd het vir dit wat die belangrikste is nie. Maar nie net dit nie, wanneer ons dan ingee en toegee om verkeerde dinge te doen, of om eerder die ander pad te kies, as wat die regte pad wat ons kies, dan word ons sintuie word afgestomp. So wanneer ons dan die Bybel lees en dieper wil delf, dan dink ons maar, soos wat baie jong mense vandag is, dit is boring, of jy weet, daar's nie excitement nie, wat ook al die woorde is wat hulle gebruik. Die punt is maar net dat dit hang van jou af, soos wat jy al baie keer gesê het, hoe soet die Here vir jou gaan wees. Want jou keuses en jou besluite het 'n direkte invloed daarop. Ja. So ons moet 'n dag of 'n tyd kies en dan 'n doelbewuste besluit maak om dan te bid en lees daar. En dit gaan nie oor of jy lus het nie, want jy, ja. Dit is oefening. Hoeveel kere is jy nie lus vir oefening nie? Nee, maar jy doen dit in elk geval. Ja. Ek het al baie keer gedink, nee. Op 'n manier is dit so, maar oor my uit. So, ons almal eet. Hoekom eet ons? Ons moet, en dit is lekker. Daar's 'n spesifieke hormoon, is eintlik meer as een, maar daar's 'n spesifieke hormoon wat afgeskei word in ons liggaam, om ons lus te maak om te wil eet, want dit maak ons honger, né? En dit is letterlik daar, want dit red ons lewe, want as jy nie, ek seker van ons sal mense wees wat nie so gaan eet nie, dan gaan doodgaan van die honger. Jy weet wat ek sê, so, dit gee jou daai, soos in jy moet eet. Ek het net gedink, hoe kon jy maar dit gemaak soos in oefening ook nie? Want baie keer is dit soos mens, jy is nie 'n lus om te gaan oefen nie, jy is nie 'n lus om, maar, as ek nou moet terugstaan en dink daaroor, dan sal ek dink soos in, dit waar die karakter by aankom. Ja. So, want baie keer is dit soos in, wanneer kom met oefening en enige iets van soos daai aard, dit vat dissipline. Ja. Om dit te gaan doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer gedisciplineerd word jy. Dit kom nie van self nie. Veral dit wat goed is vir ons, wil die duiwel die hele tyd teen alles in ons omgewing, teen dit wat ons moet en wil. So dit vat dissipline. En soms het mense 'n maatjie nodig, wat jy dalk kan aanspoor, of jou help om in die nuwe gewoonte, of in die ritme daarvan te kom. En selfs as mens nie daardie maatjie het nie, kan jy die Heilige Gees vra, en hy sal jou help. So ons, moenie wag vir 'n beter of 'n geriefliker seisoen van die lewe nie. Ons moenie wag vir 'n warmer seisoen om vroeër op te staan nie. Want van uitstel kom afstel. Ja, ons moet die doelbewuste besluit uitoefen. En soms is daar 'n krisis en jou stiltetyd word kort geknip, of dit gebeur net nie. Mense siek, jou kinders is siek, of iets gebeur. Ons moet nie daardeur mismoedig word nie. En ons moet ook nie toelaat dat ons vrede van die Here gesteel word, net omdat dit uit plek uit is. Ons moet nog steeds in kontak wees met die Here, ten spyte van wat ook al gebeur. Ons gaan later in hierdie studie gaan ons verder na kyk na hierdie spesifieke punt. Maar dit is 'n baie belangrike punt. En later gaan ons bietjie kyk oor hoe kan ons, wanneer daar krisisse opduik, hoe hanteer ons dit? En wat kan ons doen om nog steeds nie terug te val en uit 'n goeie gewoonte uit te kom nie. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. En dit is waarom ons Bybelstudie doen. So as ons kyk na tyd, die volgende gedeelte is plek. En denk jy plek is belangrik? Ja en nee. So het jy 'n spesifieke plek in jou huis waar jy gaan sit wanneer jy met God wil tyd spandeer en Bybelstudie wil doen? Ek het, maar ek moet sê, ek het nie die doel was gekies nie. Dit is net van self gebeur. Ja. Dus, kan ek 'n vraag vra? Is dit op die grond? Ja, ek sit op ek is 'n my vrou het op die grond te sit. Ek sit op die mat, ja. So, ek dink dit is nogals belangrik dat ons 'n spesifieke plek het. En bietjie later sal ons sê, bietjie praat oor hoekom dit so is. Kom ons blaai vinnig na Markus. En dit is in Markus hoofstuk 1 vers 35. En dit sê die volgende: En vroeg in die môre, nog diep in die nag. Dit beteken dit moet baie vroeg wees, né? Het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek
en daar gebid. So is 'n paar woorde wat uit hierdie teksvers uitstaan, en die eerste een is vroeg. So, ons het gepraat oor tyd, en dat tyd is belangrik, dat ons met tyd maak vir hierdie, en as ons kyk na Jesus se voorbeeld, hy het dit vroeg in die oggend gedoen. Wat is daai gedig wat ek gedeel het laas keer? If you want him through the day, you need to seek him in the morning. So hier is die ding. Ons slaap. Wat is slaap? Rus. Slaap is rus, maar wat is slaap nog? Herstel? Ja, so die Engelse woord is recovery, die Afrikaanse woord is herstel. Nee? Herstel, sodat ons nuwe krag en nuwe energie vir die dag kan hê. Dis eintlik interessant dat jy dit noem. Die dag begin met die sonsondergang. Opkoms. Nee, Die dag begin met die sonopkoms, nie die ondergang nie. Hoe ken jy dan die skepping? Dit was aand en dit was môre die eerste dag. Eers praat dan So eers die aand. Ek dink jy praat dan van die oggend, die dag. So die aand en dan die daglig. Eers die maan en dan die son. So ons het daai rus nodig wat ons die krag vir die dag gee. Ja. Maar dit is so die So die punt wat ek wil maak hierso Ja. is jy slaap, jy kry die herstel, jy kry die energie wat jy nodig het vir die dag. Nee? Dit is ook om belangrik is om in die oggend tyd te spandeer met God. So ja, ons kan enige tyd in die dag, in die aand, wanneer ook al, van ons tyd maak om met God te spandeer. Maar jy moet jou dag reg begin. Jy kan nie jou dag moeg begin nie. Jy moet jou dag begin met energie. So ons begin ons dag met fisiese energie. Ons moet ons dag begin met geestelike energie. En ons kan dit by een plek kry. Dit is nie in onsself nie. En dit is hoekom dit belangrik is. So ons sien Jesus gee vir ons hierdie voorbeeld. Vroeg in die môre, nog diep in die nag. En hy het tyd gemaak daarvoor. Dit kom nie van self nie. Baie keer het Jesus tot laat in die aande, mense gehelp, moeg. vroeg in die oggend, opgestaan. Dit is 'n doelbewuste besluit. So hy het nie wakker geword wanneer ook al hy wakker geword het, of net daar gelê en gepraat met die Here en dan weer omgedraai en verder geslaap nie. Hy het opgestaan. En dan kom dit by die hele punt waaroor hierdie gedeelte gaan. Vroeg opgestaan, na 'n spesifieke plek het hy vertrek. Eensaam, sodat hy nie enige iets het wat sy aandag aftrek nie, maar 'n baie spesifieke plek. So ons moet kyk, waar kan ons 'n spesifieke plek kry? En miskien het jy 'n groot huis by die huis, en dit is maklik om vir jou 'n plek te vind. Miskien het jy nie 'n groot huis. Miskien het jy 'n baie klein plekkie, een kamer plekkie, en jy dink soos, maar ek bly in 'n een kamer plek ergens, en waar moet ek nou 'n plek kry? Al is dit net 'n hoekie. Jy maak vir jou 'n plekkie daar by mekaar, 'n hoek. Al is dit in jou hangkas, waar ook al dit mag wees. Daar's een keer het ons 'n film ding gesien van 'n vrou wat in haar hangkas, nee? En is so, waar ook al dit mag wees, maar jy moet 'n plek kry, wat jy weet, daardie plek is die plek waar jy tyd spandeer met God. En dan die 4de punt, daar het hy gebid. So, ons het gesien, toe jy nou begin het met tyd, is die heel eerste ding, is gebed. Bid. Hoe doen ons Bybelstudie? Ons begin met gebed. Jesus, die Seun van God, was vol van die Heilige Gees. En hy het dit nodig gehad om vroeg op te staan. En 'n eensame plek te vind om met sy Vader te praat. Hoeveel te meer het ons dit nodig? Veral in die tyd wat ons in leef vandag. 1 Kronieke 16 vers 11 sê dit, vra na die Here en sy sterkte, soek my aangesig. Hier sien ons weer, waar God sê, soek my aangesig. En Dawid sê, ek soek jou aangesig. God nooi ons uit om hom te soek. En hy sal hom laat vind. Sien, daar's 'n baie praktiese punt wat uit hierdie studie uitkom,
En dit is om 'n hegte verhouding met God te hê. En om dit te hê, het jy 'n baie spesifieke plek nodig. En dit is baie spesifieke tyd nodig. Nie omdat God beperk is tot 'n spesifieke tyd of 'n spesifieke plek nie, maar omdat ons is. Ons is gewoonte wesens. Soos 'n atleet elke dag op dieselfde tyd oefen, so het ons geestelike lewe ook 'n roetine nodig. En ons almal weet, dit vat ten minste 21 dae om 'n gewoonte aan te leer en te vestig. En die mooie daarvan is, jy kan vandag begin. So, as jy gaan na enige professionele atleet en iemand wat wil suksesvol wees in wat hy doen, dan sal jy sien dat daar is baie spesifieke tye deur die dag wat vasgelê is, en as daar baie spesifieke plek waar hy gaan oefen. Dit daag nie net op in die park en dan moet hy 'n oefening doen nie. Nee, as hy moet strength training doen, dan gaan hy na die gym toe. So daar's 'n spesifieke plek daarvoor. As hy moet cardio doen en bietjie meer endurance training doen, dan gaan hy miskien na 'n trek toe of waar ook al dit mag wees, maar hy het 'n baie spesifieke plek waar hulle oefening doen. Dieselfde met ons is dat ons met 'n spesifieke plek kry om Bybelstudie te doen, om tyd te spandeer met God. En ons moet daardie tyd maak. In Psalm 46 vers 11 sien ons dat sê, God sê vir ons, laat staan en weet dat ek God is. So God sê vir ons, laat staan. Wat beteken soos in, ons moet 'n bietjie dinge net miskien neersit, ons eie ding eenkant sit, en ons fokus op hom rig. En ek sal verhoog word onder die nasies. Ek sal verhoog word op die aarde. In Lukas 10 vers 39 sê dit, en sy het 'n suster gehad met die naam Maria, wat aan die voete van Jesus gaan sit, en na sy woord geluister het. Maria het aan Jesus sy voete gaan sit. En Jesus het gesê, sy het die goeie deel gekies, wat nie van haar weggeneem sou word nie. Lukas 10 vers 42. In 'n wêreld vol Martha aktiwiteite, besig te wees, het Maria die goeie gedeelte gekies. En die vraag is dit verkeerd om besig te wees? Nee, dit is nie verkeerd om besig te wees nie. Die 10 gebooie sê self vir ons, in die 4de gebod, dat 6 dae moet ons arbei, ons moet werk, ons moet produktief wees, ons moet die talente gebruik wat God ons gegee het, maar om dit ten volle te benut en te kan gebruik, moet ons eers tyd spandeer met die een wat het vir ons gegee het. Jeremia 29 vers 13 sê vir ons, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hart. Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So wat ons uit hierdie gedeelte leer, is ons moet 'n plek kies. Ons moet 'n keuse maak. Ons moet nou gaan en nou al dink, wat 'n plek in my huis, of in my plekkie, in my kamer, waar ook al mag wees, gaan ek kry, en gaan ek inrig, en dit eenkant en spesiaal hou, want hierdie plek is waar ek tyd spandeer met God. Nou moet jy 'n tyd kies, en jy moet na jou eie lewe kyk, en realisties wees, en prakties wees, en 'n tyd vasmaak, net soos wat jy 'n afspraak sal maak met 'n belangrike persoon hier op aarde, as iemand in die regering, of wat ook al maar wees, jou baas, of die CEO van die company waar jy werk, as hy jou gaan kontak en sê, 10 uur môreoggend wil ek graag vergader met jou, dan gaan jy 10 uur daar wees, en jy gaan reg wees. Dieselfde met God. Kies 'n tyd, maak dit vas. En dan begin klein. As jy 'n absolute mal lewe het, soos baie van ons het, dan moenie 2 of 3 ure eenkant sit nie. Of as jy wil, probeer dit, maar probeer dit miskien klein te begin. Begin 10, 20 minute, miskien 'n halfuur, om eenkant te sit, en dan geleidelik begin jy dit meer te maak. En dan die volgende punt is, ons moet geduldig wees met onsself. Want dit is hoe ons konsekwent gaan word.
as jy sukkel om dissipline uit te oefen, wees geduldig, maar moenie ophou nie. Moenie toelaat dat enigiets jou onderkry nie. As jy 'n dag oorslaan, moenie die volgende dag oorslaan nie. Hou net aan. Begin net weer. En miskien, soos wat jy genoem het, moet ons miskien 'n maat kry, 'n vriend wat saam met ons hierdie kan aanpak en hierdie keuse kan maak om 'n tyd vas te maak om met God te spandeer. Hier kom dit nou by die enkelike hoe. Want nie almal is ingestel om op 'n akademiese manier die Bybel te bestudeer nie. Nie almal wil die Grieks en die Hebreëus en dis okay. Ons is nie almal dieselfde nie. Maar ons moet nogtans nie tevrede wees met 'n oppervlakkige kennis van die woord nie. So, bid. Weer eens, bid altyd voordat ons die woord open, want ons wil die Heilige Gees nooi om ons te onderrig. Okay? En gedurig deur soos wat mens lees, kan ons die Here vra om ons verstand te verhelder en ons hart ook oop te maak dat ons dit kan toepas. En dan lees. Soms is 'n paar verse van meer waarde as 'n hele hoofstuk, maar terselfdertyd, mens moenie 'n vers op sy eie as 'n eiland sien nie, daar is konteks wat ons ook in ag moet neem. So, 'n partykeer moet ons dit as 'n oorsig en dan kan mens op 'n gedagte fokus wat in daai konteks is. Maar prakties dan, as ons nou lees, kan ons ook onsself 'n paar vrae vra. Waaroor gaan die deel? Okay, en jy vra. En dan, wat sê die stuk vir my van God se karakter? Wat sê die stuk vir my, van myself of van die mensdom? Jy weet, die menslike natuur. En dan, wat is daar wat die gedeelte van die woord sê, moet ek gehoorsaam? Of wat ek moet doen? So, dit is te bid en te lees. En dan jouself vra te vra, dat jy jouself stadiger laat deur het gaan. Nie net te lees nie. Ja, dit is nie 'n normale boek wat jy lees, net om vanuit hierdie hoofstuk te kom en jy wil graag by hoofstuk 2 uitkom nie. Party mense voel hulle wil nie in hulle Bybel skryf nie. Ek is nou nie een van hulle nie. Ek voel dit my hele familie is nie een van hulle nie. Jy weet sien, like my pa se Bybel. Dit is, dan sê ek sê altyd vir hom, nee. Met nie die Bybel oorskryf nie. Ek sê altyd vir hom, Openbaring. Niks, die een se naam gaan weggevat word, wat enigiets hier byvoeg of sê, ek mag nie byvoeg nie, maar die ding is baie keer help dit vir jou om dinge te onthou en mense het 'n joernaal vir dit. Mens hoef nie die Bybel vol te skryf nie. Nee, ek praat van joernaal nie, maar ek praat van soos in, okay, hierdie teksvers, wat ek baie keer doen is ek het al baie keer, skryf ek 'n datum by, jy weet, het so, as ek my datum sien, nou ek het daar gebeur wat ek al. Ek moet 'n woordjie bysit, nie net 'n datum, maar nou ja. Maar in elke, die punt is maar net, soos in, maar, en dan ook, kruisverwysing, soos in, hierdie teksvers, pas by daai een, so, en dan help het jou. Ja, so vir my, dit is nie net, ek hou ervan om eerder 'n joernaal te hê, waarin ek gedagtes skryf, en ja, mens kan in die Bybel notetjies maak, maar ek praat van merk, wat jy verskillende kleure ensovoorts. Net onderstreep, of omkring, of dat daar 'n spesifieke woordjie is wat vir jou uitstaan. En dan kan mens dit omkring. Né? En dit hoef nie oor gecompliseerd te wees nie. Onderstreep, kring, kleur in. So ek hou van compliseerd, ek is jammer. So ek hou van so kompleks as moontlik. So ek het verskillende kleure. Vir verskillende temas. Vir verskillende, ek kan sê temas, maar vir verskillende kategorieë, as ek dit eerder so kan stel, in die Bybel. Want temas, daar is so baie temas, en daar is nie genoeg kleure onder in hierdie wêreld, vir al die temas nie, so, in onderwerpe nie. So, maar hier is die ding, so, ek hou van compliseerd, so as jy dit compliseerd wil maak, is dit fine. My punt is net, iemand wat nou nie begin, hulle moet daarom ook... Almal is uninformed. Okay, laat die Gees jou gedagtes lei, okay? En dan moet 'n mens skryf. Ek voel, nee, jy mag nie met my stry hier. Okay. Wat skryf? Tik. Nee, skryf is daar iets skryf en die brein is gekoppel op 'n manier wat tik nie het nie. Om te skryf is letterlik iets wat jou help onthou. Dit is iets wat jou help prosesseer. Dit maak dat jy dit, ek wil amper sê, weer eens, it slows you down.
dat 'n mens, want jy moet kyk en jy moet lees en skryf en jy gaan deur die vers soos 3-4 keer net om hom oor te skryf, as 'n mens 'n versie sou oorskryf. Die ervaring hierin. En my punt is dat, as jy ook net jou gedagtes van die vers oorskryf, dan sit dit beter in die geheue in. Ons meeste mense is nie soos jy nie, okay? Meeste mense se geheue is nie soos joune nie. Ons moet deur herhaling en gefokuste, ja, dit forceer jy om nie deur te jaag nie, jou gedagtes meer gefokus te hou, dat jou gedagtes nie oor ons gaan nie. Skryf. As jy nie kan skryf hê, wat doen jy dan? Wat is daar iemand is wat nie hande het nie? Wat kyk na die program? Ja, ek is daar ernstig. Dus jy kan nie diskrimineer teen ander mense nie. Dan kan jy het hardop lees. En So, jy kan maar dit verbaliseer. ons moet ander idees ook kies so hê. Ons kan nie net Jy wil nie skryf nie, dis al wat Ek ek is nie sê. groot fan van skryf nie. Skryf Net is as ek goed. lelik skryf. Maar, okay. Okay, kom ons gaan nou nie hier, maar luister, ek dink dit is belangrik dat daar ander dinge ook is. Dus skryf is ek kom nog goed. daarby. Okay. So, wanneer jy nou 'n gedeeltetjie lees, kan jy dit mos oorskryf of jou gedagtes oor dit skryf. Eintlik soos 'n mini-joernaal. En dit hoef nie 'n hele bladsy vol te wees nie, as dit letterlik net woorde van kerngedagtes is. Dit hoef nie 'n hele paragraaf te wees nie. Dit is net vir jou om deur dit te werk. Dan eindig jy af met gebed. Vra die Here dat dit wat jy geleer het van toepassing sal word in terme van dit eintlik uitoefen in jou lewe. En dan die laaste deel is om dit te deel. Ons moet bid vir 'n geleentheid en dalk om iemand anders te bemoedig. Nie dit vir onsself te hou nie. Die Bybel is so kosbaar en die Heilige Gees kan in ons werk en ons gebruik en die Here wil ons gebruik om nie net 'n seën te ontvang nie, maar 'n seën gee. Dit is soos die dooie see. Ja. Hy is dood want hy gee niks nie. Hy ontvang net die water verdamp en die sout bly daarin en dit maak dit dood. So, dieselfde met ons. Dit wat ons ontvang van die Here moet ons weer uitgee. En jy het 'n goeie punt gemaak oor ons moet bid vir geleentheid om te kan deel. En ek dink dit is baie belangrik. Ons moet bid daarvoor, maar ons moet ook dan aktief soek vir daardie geleenthede. Want baie keer mag ons miskien bid en dan heeltemal vergeet ons het gebid. En baie keer bring die Here miskien vir ons 'n geleentheid, maar ons mis dit want ons leef so in ons eie wêreld en so gefokus op ons eie goed. Ons mis die oomblik. ja. So kom ons wees kognitief bewus van wat ons gebid het, wat ons Here gevra het, en dan ook om dit dan aktief ons oë oop te maak daarvoor. Maar Richard, ons het nou ook een gedeelte die hoe, die enkelike hoe. Want daar's 'n paar opsies byvoorbeeld van 'n leesplan of hulpbronne soos 'n studiegids of wat 'n ander idees is daar vir iemand wat nie weet waar om te begin nie. Jy kan begin met highlighters met verskillende kleure gaan kry en dan in verskillende kategorieë. Okay. Nie maar ek sê ernstig. Wag, ek praat van iets prakties in terme van jy kies 'n kort boek in die Bybel om mee te begin. O, ja. Okay. Of jy gebruik 'n reeds bestaande leesplan. Dit kan wel. Of jy vat 'n Bybel wat kruisverwysings het en jy gaan kyk na die verskillende kruisverwysings wat in dit is. Of selfs 'n konkordansie wat daaroor gaan. Of jy gaan per onderwerp en jy gebruik 'n konkordansie om jou te help met die onderwerpe. En indien jy belangstel, kan jy na 'n oorspronklike taal konkordansie gaan kyk vir dieper betekenisse. En dan is daar ook die opsie om audio Bybel te luister. As jy bestuur, luister Bybel. Ons luister gemors op die radio. Ons luister negatiewe nuus die hele tyd. Ag, ja, dis seker. Ek is geskok dat jy gemors luister op die radio. Nee. Ek sê oor die algemeen, Wow. as mens radio luister, is daar meer gemors as Ek wil net sê as moet bid vir my vrou asseblief. En dan as ons teruggaan na ons ankerteks. Jesaja 55 vers 11. Daarin is 'n belofte dat wat ook al die metode is wat ons kies en wat ook al waar ook al ons begin,
Daar's 'n paar praktiese opsies wat ons nou deurgegaan het, en dan die praktiese stappe hoe om dit eintlik te doen. Dit is belangrik dat ons die belofte vat, dat die woord gegee is, en het sal doen wat die Here daarvoor gestel het. Wat so 'n vers in Filippense 1:6 wat ons so laas kwartaal, dat hy sal die werk voltooi wat hy begin het in ons. So, dieselfde, die Bybelse waarheid sal uitgaan en 'n verskil maak. Amen. In die volgende gedeelte, 'n dubbele seën. Nou, jy het genoem een van die punte dat ons moet deel. My vraag is, wanneer laas het jy 'n persoonlike Bybelstudie met iemand anders te gedeel? Sure. Of selfs net gedeel wat jy gekry het uit die Bybelstudie uit, wat jy self gedoen het? Dit is 'n goeie vraag. Ons moet onsself dit afvra. En ons moet nie net dink dat die Here gaan vir my miskien hierdie baie spesifieke vreemdeling oor my pad stuur. Ja. En ek gaan met daai vreemdeling kan praat, en as hierdie mooi, wonderlike Ervaring of wat ook storie wat jy het, waar jy die wonderlike waarheid met die persoon gedeel het, baie keer stuur jy vir iemand oor jou pad wat jy ken, wat jy nie regtig mee wil praat nie. Of Jy hoor wat ek sê, of miskien is dit 'n familielid, of miskien is dit wie ook al dit mag wees, maar baie keer kom dit op maniere wat, soos jy nie verwag nie, maar ons moet dit deel. So jy het 'n paar punte hier aangeraak, wat vir my baie interessant is. Jy het gesê skryf. Nou skryf is goed, maar wat as jy nie kan skryf nie? En die rede hoekom ek dit gevra het, ons is nou 'n bietjie, jy weet, so tong in die kies, grapperig, maar die rede hoekom ek dit spesifiek genoem het is die krisistyd. Waar gaan die krisistyd kom? Dit gaan gebeur, absoluut. En baie keer meer as wat ons wil, né? ja. En dan het jy nie baie tyd nie. Of miskien het jy nie, is nie die regte omgewing dat jy jou spesifieke plek het waar jy dit kan gaan doen nie. Jy het nie miskien die stilte wat jy nodig het om werklik met die Here te sit en tyd te spandeer nie. So, hoe hanteer jy dit? En so die rede hoekom ek gesê het spesifiek, want skryf is belangrik. Absoluut, totaal en al. Maar die hele punt is wat gaan ek doen in plaas daarvan? Ja, wat doen mens as mens dit nie kan so die doen? twee punte wat jy daarso het, na jy skryf, is bid, en dan moet ons deel. So in plaas van dat ons skryf, as jy nou nie kan skryf nie, en is in omstandighede waar jy nie kan skryf nie, dit wat jy sal geskryf het, sê dit vir die Here. Letterlik, dit wat jy sal skryf, sê Bid dit terug, ja. vir die Here. Dis nommer 1. Nommer 2, sê dit ook vir iemand anders toe. So, daai persoon wat jy gaan ontmoet, wat die Here oor die pad gaan stuur, jy gaan bid daarvoor, en die Here gaan getrou wees, en hy gaan vir jou daai persoon oor die pad stuur. Deel daarvan met daai persoon, dit wat jy so neergeskryf het. En dan oordink dit ook. Baie keer dan doen ons Bybelstudie in die oggend, en ons gaan voort met die dag, en die dag gaan verby, en ek kan eers reg onthou wat ek vanoggend gelees het, of wat ek gestudeer het nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ons moet dit oordink en bepeins. En baie keer begin dit in die oggend nadat jy gelees het. Baie keer moet ons net tyd vat. Om te sit, stil En te sit. nie te, ja, jy het klaar geskryf, jy geskryf het, ja, jy het miskien klaar gebid, wat ook al mag wees wat jy gedoen het, maar sit stil en dink net oor wat jy nou net gelees het. Dit wat jy nou net met die Here oor gepraat het, dink daaroor. Ek dink ons deel van die era waar ons as mense het die amper sê die vermoë en die tegniek, wat ook al jy dit wil noem, om te kan dink, het ons amper verloor, want ons dink nie meer nie by onsself. Ons vat nie die tyd om te gaan sit en dinge te oordink en te bepeins nie. En ek dink deel daarvan is omdat ons so besige lewe leef, Ons altyd so nog iets besige wêreld. ding om te doen. En altyd iets wat ons aandag aftrek. So, vat daai tyd, maak die tyd om te dink. Jesaja 50 vers 4 sê vir ons, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met 'n woord. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te luister soos leerlinge luister. So,
Jesus sê dit verkook met 'n woord. Wat? Die vermoeide. Baie keer is ek die wat vermoeid is, en ek het die woord nodig om verkoop te word. Baie keer gee die Here die woord vir my, om iemand anders daar buite, wat miskien toegang het, of wat selfs hom ken nie, maar hom te gaan, of haar te gaan verkoop, want hulle het dit nodig. Hulle het daardie energy boost, as ek Engelse woord kan gebruik, nodig, selfs al is hulle nie gelowig is nie, en ek het dit al ervaar. Ek het nou hierdie week toe ek in die son 'n bietjie gaan sit het, toe staan Tannie daar so. En dit is my so mooi hoe baie keer die Here 'n mens net prikkel om te sê, ag, ons bid maar net vir dit. En dadelik gaan 'n ander gelowige gewoonlik dit aangryp en te sê, ja, jy weet, die Here se tyd en sy wil is waar mens. En dit was vir my so, ek was dadelik, weet dit soos opgewonde, dat ons kan eintlik nie, ons hoef nie skaam te wees nie. Ons kan met ander mense deel. En baie keer is dit wat die Here vir mense net half, soos wat hy sê, dit verkoop die siel. Dit maak ons weer opgewonde om met ander mense te deel. Want daar is 'n waardering daarvoor. En dit bevestig vir ons iets. En dan die volgende gedeelte in hierdie teksvers, Jesaja 50 vers 4 sê, hy wek elke môre. Hy wek my oor om te luister. Wat beteken dit? Ons het net nou gesien dat ons moet vroeg opstaan om dit te doen. Nee? God is die een wat my sal wakker maak. Hy is die een wat my sal wek. Maar ek moet bereid wees om te luister. Ek moet bereid wees om op te staan. Maar baie keer het jy al ooit gebid, né? Dan vra jy asseblief, maak my môreoggend wakker. En dan word jy soos 3 die oggend wakker en dink jy, nie nou nie. ek het al baie keer die teenoorgestelde gehad. Waar ek vra die Here, soos, ek is nie in 'n posisie waar ek nou 'n alarm kan stel nie. Die kinders slaap lig in hierdie fase. Maak my asseblief wakker. En dan doen hy nie. En dan is ek teleurgesteld soos, wat dan nou? So, ek het al die ervaring gehad waar my 3 uur wakker. Miskien die Here gedink jy die Here is nodig gehad. Ek weet nie, maar die punt is van net, ek het al baie die ervaring gehad waar ek bid. Ja. En dan moet mens opstaan wanneer hy en dan sê ek sê, dis 3 uur, nee man, nie nou nie. En dan slaap ek verder, word ek keer 6 uur wakker en ek sê, ag nee. Ja, nee. Jy hoor wat ek sê, so, kom ons aanvaar die tyd wanneer God ons wakker maak, en miskien is daai die enigste tyd wat ek sou kon gehad het. En miskien is hy vir jou 'n spesiale seëning vir daardie dag. Absoluut. Jesaja 55 vers 1 tot 2. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Geld af vir wat geen brood is nie. Hoeveel tyd word vandag gespandeer op dinge wat nie saak maak nie, op informasie wat nie saak maak nie. Weet jy, nie eers informasie nie, maar fabels, goeders wat eers waar is nie, wat al die nonsens goeders wat op TV gewoonlik is. En al die, byvoorbeeld as jy vat TikTok en al die verskillende sosiale media's en al die verskillende goed wat daarop is om ons aandag te vat en te plaas op wat nie van waarde is nie. Wat my nie 'n beter persoon gaan maak nie. Maar is daar my tyd te eet. En dan vers 10 en 11 sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en dit vrugbaar maak en laat uitspruit en aan die saaier saad gee en die brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, want dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. En dit is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. En is 'n belofte wat God vir ons gee. Dat hierdie woord wat hy vir ons wil gee, is van soveel waarde, dat dit is die moeite werd om alles te verkoop en daai parel te gaan soek. Dit is die moeite werd. Ek wil amper sê, mens kan dit nie moeite nie, maar dit is die moeite werd. En hoeveel keer laat ons toe dat ons aandag en ons tyd afgevat word deur die alledaagse ding wat nie noodwendig verkeerd sal wees nie.
En dan mis ons dit. Ewige waarde het. En ons mis dit. So, ek die een oggend, moes ek vroeg hier weg, werk, en ek ry, en ek gaan vinnig gou in die gym inspring, of deurspring, in die gym en gaan om vinnig te oefen, stort, en dan reg te wees om te gaan werk. En die oggend, het ek 'n klein bietjie verslaap, so ek het nie tyd gehad om stilte tyd te hê nie. En ek sit voor die gym en net so ek wil uit die kar uitklim, besluit ek gaan eerder net, al is dit net 10 minute, net vat, en al is dit op my foon, net die Bybel oopmaak, en ek bid en ek vra die Here, geef vir my 'n boodskap asseblief, wat ek nodig het vir vandag. En ek bid, laat dit lewensveranderend wees. En die Here gee letterlik vir my boodskap wat lewensveranderend is. En ek nou net besef ek, as ek kon so maklik net uitgeklim het en die dag begin het, en ek kon dit gemis het. Ek kon nou oomblik gemis het. So, en dit wil ek terugkom na, hoe maak ons dit prakties? Want daar gaan tye kom wanneer, ja, jy weet, werk en verantwoordelikhede en wat ook al mag gebeur, krisisse wat plaasvind, kinders, wat ook al het mag wees. Maar ten spyte daarvan, vat daai tyd, wat ook al het is wat jy het, vat dit, gebruik dit. En partykeer, daar was al tye gewees wanneer ek ver moes gery in die oggend, en ek het nie die tyd gehad, ek het opgestaan, en ek moet nou ry, want. En ek kan nie nou lees nie, en ek het nie nou die tyd om die Bybel audio te gaan soek, om op te sit op die kar nie. En nee, sê maar, daar was gedeeltes in die Bybel wat ek gememoriseer, en dan sit ek daar en ek sê dit op. Jy weet ek sê, en ek praat met die Here, en ek oordink hierdie gedeeltes in die Bybel, en ek sê dit 'n paar keer oor en op, en dan kry ek die ongelooflike idees en gedagtes, en jy weet ek sê, dit is moontlik, al het jy nie die fisiese woord by jou nie. So kom ons kyk, in wat omstandighede ook al mag wees, is dit altyd moontlik, dat ons werklik tyd met God kan spandeer. Al is dit besig, al is dit geraas, wat ook al mag wees, dit is moontlik. Dis miskien nie wat jy dit wil hê as die norm nie. Jy wil jou tyd hê, jou plek hê, waar jy gaan sit, maar dit gaan nie altyd so wees nie. Ja. So kom ons kyk, hoe kan ons dit prakties maak in ons alledaagse. Wat is die alternatiewe wanneer dit nie ideaal is nie? Ja. Paar teksverse wat so mooi is. Psalm 119, vers 103 en 104. Hoe soet is u woorde vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke valse pad. En 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit is wat God vir ons wil gee. Dis wonderlik, dis mooi, dit is lekker. Inderdaad is dit juis soeter as heuning. En Psalm 19 vers 11 praat ook van die wet van God, wat soeter as heuning en heuningstroop is. En wat is die soetste boodskap van die Bybel? God se liefde soos in die verlossingsplan uitgebeeld en die openbaring van sy karakter. Ek wil eintlik hierdie gedeelte van Jesaja 55 lees, die hele hoofstuk. Dit is nie te lank nie. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister, en julle siele sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die besteendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die Here, jou God, en van die Heilige van Israel. Omdat hy jou verheerlik het, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Laat die goddelose se weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik.
want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig, en maak dat dit voortbring, en uitspruit en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek, en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n dussel sal 'n myrtelboom opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Soos wat jy sê, dit is een van die mooiste dele van die Bybel. En ons kan verseker wees dat wanneer ons tyd spandeer in die woord, sal die Here ons seën en 'n seëning maak tot ander. Een van die grootste misleidings oor die Bybel is die gedagte dat ek weet mos nou al reeds waar daar staan. En dit kom spesifiek nie net Christene wat nou al jarelang die Bybel lees en jy weet, soos ek weet wat oral staan. Ek ken die Bybel. Maar selfs nie Christene, selfs ateïste, want daar is selfs ateïste wat die Bybel ken. En amper beter ken as party Christene. Want hulle ken dit baie goed, want hulle wil dit kan weer lê en kan sê, ja, hierdie passie by daai en wat ook al dit mag wees. Maar die waarheid van die Bybel is onuitputlik. En as jy werklik op jou knie gaan, en bid, en die Heilige Gees toelaat, dan sal hy vir jou hierdie woorde, wat net blote woorde is, lewend maak. Want het is gegee deur die lewe gewer. Maar ons moet nie regte gesindheid hê. En ons moet daai tyd vat om met God te spandeer. Daar's een gedeelte wat ek graag mee wil afsluit. En dit sê die volgende: Bybelstudie behoort nooit sonder gebed aangepak te word nie. Slegs die Heilige Gees kan die waarde van die maklik verstaanbare dinge daarin by ons tuis bring. Of keer dat ons koppe breek oor waarhede wat ver bo kan ons menslike begrip is. God wil dit vir ons duidelik maak. En net soos jy 'n kind het, en jy sien jou kind sukkel, en jy wil graag help, verduidelik, en hulle soos nie, hulle sal self uitfigure, en hulle sukkel, en uiteindelik dan hulle so, kan jy help my maar, jy weet, of wys vir my. God wil dit vir ons doen. En as ek die Bybel het gevat, as 'n akademiese boek, en probeer studeer, uit 'n menslike perspektief, of wysheid, of insig, wat ook al dit wil noem, gaan ek nooit by die eindelike, egte lewenswaarhede uitkom, wat God graag met ons wil deel nie. So kom ons maak die tyd, kom ons kry 'n plek, kom ons wees prakties, realisties, en beplan, en kom ons maak dit 'n daaglikse routine, 'n ritme. Jesaja 55 vers 11, ek weet ons het al vir 5 keer of 10 keer al gelees, maar gaan dit afeindig hiermee, en dit sê, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Amen. Hemelse Vader, en dit is ons gebed, dat U wil sal geskied in ons lewens, soos in die hemel, so ook op aarde. Here, en ons vra dat U ons sal help om meer konsekwent te wees en spreek tot ons deur U woord, is my gebed in U naam. Amen.